Goeiemôre, good morning. Hallo daar, ja, sit nader, stap nader, lê nader, man, trek jouself net lekker nader aan die TV-toestel, want ons het 'n program vol lekkernye en lekker tye, of hoe? Ja, daar's baie lekker dinge op die spyskaart hierdie maandag. Dean de Souza, die 2026 kampioen boereworswenner, vertel ons meer oor die resep wat hom die titel besorg het. Johan Ferreira en Lia van der Merwe deel die storie agter Lia se pad na die Kusasa spele in Zimbabwe. Nadine Vosloo is terug met vars kunsinspirasie. Ons gaan maak 'n draai by Bossa Castle Walk en Elof Geier saam met sy splinternuwe enkelsnit. Ja, Lekker propvol. Ja. so nou een liedjie vir ons sê, ja. Daai is my gunsteling liedjie van hom. Country probeer, ja. Nee, ek like nie my op vlerke. Kyk, Ja, hy het 'n met die paar beat. liedjies. Ja, hy het en hy's energiek ook, nee. Ek hou net van Johnny Blue. Ja, jy sien, ons ken sy musiek. Verskeie Groot redes, so. fancy. Elof, be afraid, be very afraid. Luister, nou, ek was ook die afgelope naweek weer 'n bietjie daar in die Kaapstad omgewing en so. En dit was nou vir my baie, baie lekker, maar wanneer laas het julle by Seepunte draai gemaak? Jo, ek was lanklaas daar. Jare laas. Ek was 'n rukkie terug daar rukkie terug gewees, daar. ja. Ek Lekker. hou daarvan, ek dink dit gaan aansluit by jou storie. Ek hou daarvan om op 'n fietsie daar rond te beweeg. Ja, Ja. ek hou daarvan om te stap en daar rond te beweeg. En te koes vir die fietsies, want hier's my storie. Kaapstad het genoeg van roekeloosheid op die Sea Point promenade gehad. Nuwe reëls word nou ingestel om seker te maak dat voetgangers weer veilig kan stap sonder om vir elektriese bromponies en e-fietsse te koes. Die grootste verandering is 'n streng spoedbeperking van net 8 km/h in alle gebiede waar voetgangers loop. Voetgangers moet ook nie durf om vinniger te loop nie. Voetgangers het natuurlik ook te alle tye voorkeur. Teen die einde van Augustus sal daar nuwe borde opgerig word wat die spoedgrens en spesifieke aflaaizones aandui. As jy 'n besigheid bedryf wat hierdie toestelle verhuur, gaan dinge van September af baie strenger raak. Maatskappye wat e-fietsse en bromponies verhuur sal onder meer moet seker maak dat hul toestelle se spoed elektronies beperk is, dat die operateurs duidelik geïdentifiseer kan word en dat voorvalle aangemeld word. Hulle moet ook openbare aanspreeklikheidsversekering hê. Die stad oorweeg verder of daar beperkings moet wees op hoeveel verhuurders op die promenade toegelaat word en waar hulle toestelle mag aanbied. Maar met my eerste gedagte is, hulle kan ook nie die arme mense wat nou die bromponies en goeders beskikbaar stel kwaadlik neem nie, want dit gaan oor die ou wat die ding bestuur. Natuurlik. Nee. Maar 8 km/h. Nee, ek is jammer. Dan gaan jy omval. Nee, dan ja. Nee, Dit was dan stap. ek voel dit is nie die moeite werd nie. 8 km/h is teen 'n slakkepas. Ek Kan hou jy so dan daarvan. Weet jy wat, nee, kan ek net vir jou sê, ek hou daarvan om vinnig te beweeg, maar ek het nog nooit, dink ek het enigiemand gevoel hulle is in gevaar as ek op hulle afpyl nie. Ja, want jy dink So, bietjie vooruit. Jy ja. weet ook van veiligheidsreëls op die pad, voetgangers wat altyd maar voorkeur kry. Dis hoekom ek maar weer sê, nou word die arme mense wat die goedjies beskikbaar gestel het 'n bietjie oor die vingers getik, maar dit gaan oor die mense wat die goed bestuur. Jy moet vir 'n ou kan sê, "Waar is jou license? Was jou bromponie license? Waar is jou bromponie license? Kom." Ja, Miskien wanneer dit kom by die bromponies. Ek het nog nie van iemand gehoor. Ek het nog nooit van enige iets in die nuus ook gehoor van iemand wat omgery is of jy weet so tipe ding nie, maar ek dink net ek dink dan met Kaapstad is mos nou baie oulik met verskillende paadjies en bane ensovoorts. Ja. So skiep dan nou maar 'n spesiale paadjie vir die voetgangers Hulle is sodat die altyd res van ons nog steeds lekker rats kan beweeg. daar sy. Maar ek dink die Kaapenaars is so heilig op daai Seepunt promenade dat Ja. hulle daar moet mooi reëls in plek wees en hulle wil kan stap. Ek meen toe dit mos nou COVID was en hulle weer die grense bietjie oopgemaak het, toe ewe skielik is daai plek vol. So ek kan nou dink. Is eintlik vir amper 'n bietjie oorvol, moet ek vir jou sê. Daar's eintlik baie mense, maar nee, ek skerts voordat ek in die moeilikheid beland. Ek wil net sê dit gaan net oor die feit dat ek maar so 'n bietjie van 'n jaagduiwel is. Ek wil graag hê ons moet van Goeiemôre Good Morning af 'n tender insit. Okay. Om daar by daai oop stukkie veld waar hulle mos daai sonbril het en die gym wat jy nou, ons wil daar 'n kantoortjie opsit of 'n studio bou wat ook lekker oop is, dan kan jy die see sien en alles en dan doen ons jou Goeiemôre Good Morning van daar af. Dit sal lekker wees. Ja. 'n Goeie tenderproses, né? Ons wil nie voor die Madlanga kommissie van Nee, ons net so, beland. Dis een okay, van my daai pa wat doen hier om die tenders. tafel. Okay, Ons kan nie wonderlik. onderdeur, ons moet maar om ons tafeltjie werk. Maar sien jy daar, jy het nou klaar 'n Ja. kontakpersoon. Is My dit? pa doen tenders, ja.
Daar sy so daar gesels is. Kyk, jou ouma doen wiskunde klasie, jou pa doen tenders. Hier Ek gaan het die dinge connections. gebeur. Ek het connections. Wonder jy hoekom is jy deel van die span? Ja nee, kyk, hulle gebruik my. Nou ja, so gepraat van spoed, hierdie het nou nie noodwendig met spoed te doen nie, maar die karre waarna ek wil verwys, dalk wel. Okay. Twee Mercedes of Mercedes AMG bestuurders in Kalifornië het 'n groepsgeding teen die luukse motorreus aanhanger gemaak. Hulle beweer dat die metaal AMG logo of logo op die sitplekke van die motor so warm in die son word dat dit hulle letterlik gebrand het. Kan jy nou meer? Gabriel Laijani en Karina Bath beweer albei dat hulle, nadat hulle vel aan die metaalhandelsmerk op die rugleuning geraak het, tweede graadse brandwonde opgedoen het. Nou ja, ek dink 'n mens beweeg aan en sê wat Laijani sê hy het in sy nuwe 2026 E-klas geklim terwyl hy 'n moulose hemp gedra het. Sy dermatoloog het later bevestig dat hy brandwonde opgedoen het wat presies soos die AMG letters lyk. 6 weke later het Bath 'n soortgelyke ervaring gehad toe sy in haar warm motor geklim het. Sy sê die brandmerk op haar skouer het oor 'n paar dae donkerder geword en die vorm van die handelsmerk aangeneem. Nou die bestuurders voer aan dat die embleem presies op 'n plek sit waar dit aan 'n mens se nek, skouers of rug raak en skryf dit aan 'n ontwerpersfout toe. Benewens mediese onkoste eis die bestuurders ook skadevergoeding vir pyn en lyding, asook die emosionele impak van hulle beserings. Hulle wil ook hierdie maatskappy moet betaal om die logos uit ander eienaars se motors te verwyder, sodat niemand anders seer kry of beserings opdoen nie. Dis And- belaglik. Is dit 'n Van ware waar is dit? storie? California. Yeah, well, typically American, they're gonna sue. Nee? Ek kan nie glo daar is so 'n storie nie. Dit is die eerste keer wat ek van so iets hoor. Het jy jouself al gebrand in 'n kar? Jy weet dat jy nou in die kar sit Ja. met iets, dan brand jy jou en dan dink jy, dis die laaste waaraan ek dink is om nou na die vervaardiger toe te gaan om te sê, hierdie ding brand my. Ja, gee my geld. Jy het my gewaarsku. Het jy al gebrand? Seker nou nie met 'n logo nie, maar jy het mos al jou arm as Met die sit jou weer op die deur. veiligheidsgordel, daai So. metaal dingetjie As het iets al. bietjie warm is, maar hy Of 'n gaan parkeer sonbril. net in die koelte. Dis nou nie so Precies. moeilik nie. Of weet as jy mos nou die eerste keer daar gebrand is, trek vir jou 'n hempie aan wat 'n kraagie het of. Plak 'n Ja, binne sticker, ietsie plak daar, 'n dis mos nou- pleister. Ek meen, moet net nie so sit nie. Bou 'n brug en kom. Ja, Of koop vir jou 'n ander motor. Ja. Jy weet? Ja. Nee, maar hierdie storie het wyd uitgekring, nê? Hy was tot al op plekke so Sky News en Ja, weet nie wat nog nie. Maar hy het dit daarom gemaak ook hier by Goeiemôre, Good Morning, wys jy net. Tweede graadse brandwonde. Verstaan jy, dit is vir my, dit is net 'n baie interessante storie. hulle eis vir pyn en lyding. So ja, jy voel ietsie byt jy, maar jy sit. Ja. Nee, ek weet nie wat dit is nie. Kom ons sit Kom ons maar. brand. Daar sê nou gaan ek kom. Gebrandmerk. Mercedes, now you're gonna hear from me. Here we go. Ja. Ja, nee, dis belaglik. Nee, dis nou nie pret en plesierigheid daai vir my nie. As jy die kar kan bestuur en kan bekostig met daai mooi badge, soos baie mense daarvan droom, vat wat saam met dit kom. Ja, Stem jy julle moet vir jou dames? 'n goeiemôre good morning tattoo kry. Ja, slaan Sê. af die kap. Dan gaan die dinge nie brand nie, dan waai die wind. Bly net waar jy is. Ons is nou weer terug met lekker gesels en lekker musiek 'n bietjie later. Boerewors, braais, and beating the competition. South Africans take all three very seriously. And today, we've got the man who can officially claim to be the best in the country. Dean D'Souza is our 2026 Championship Boerewors winner, and he's here to tell us what went into that winning recipe. Good morning, Lisa. Thanks How for are having you? me. Excellent. Thank you. Thanks for having me. It's nice to have a championship winner here with us today. I'm sure you get a few that come through. Oh, well, let's talk about the Boerewors. Okay, Sure. You've been making Boerewors for years and you've entered this competition before. Did you have a gut feeling that 2026 was going to be your year? Not at all. I mean, it's not something that I enter very regularly. It's not, my day jobs, but certainly a hobby of mine. So I think every year you enter, you just put your name in the hat and hope that you could, come out with the win. But when we tasted this year's one and refined it to the final recipe, I thought
yeah, there may be a good chance because it tasted very nice, at least to me and the family. Yeah, and obviously to the judges because you won. And also your dad, Tony D'Souza, he is one of the first South Africans to become a master butcher. Did you maybe consult the master himself before this year's competition? Yeah, definitely. I mean, he's been in the industry for almost 40 years. And so, I mean, that's where the passion for meat, passion for food and cooking started. And so I'm very fortunate from my side, probably have the best teacher that one could have, in the country, in my mind at least. And so, yeah, he was my first call when it came to picking, the right meat to put into it, to get the right balance of spices. He's obviously got a lot of knowledge that he could share. And so, he certainly helped me with a few tips and tricks to try get that balance just right. Mm-hmm. Is there any secret tips that you can give us? Balance. Be careful with those stronger spices. Obviously, boerewors is regulated in the country, and so there's not, very wide margins in terms of what you can do with it. Certain spices are restricted, and so you have to be very particular with the limited spice that you do have. Mm-hmm. And I think it's that meticulousness and focus on getting the balance right is what can get you over the line. And then, when do you know when exactly you've hit the sweet spot? When it tastes good. I don't think the perfect recipe, and it's one of those things where everybody's palate is different. Everyone prefers a different type of taste. And so, for me, it was when you get to the final product, which tastes good to you, has the right, like I said, consistency, and, the meat blends well together, and it's nice and juicy on the braai, gets a nice color to it. Then you stop tinkering too much and you just, go with your gut. So how many people did compete at this competition? So if I recall the number correctly, they had over 2,700 entries this year, which gets narrowed down by the judges to a top 30. The judges then taste the top 30. That gets narrowed down to the top 10. And then Saturday, 15th of August was the top 10 final competition where we had to braai for the judges and, hopefully come away with it. And is it people from across South Africa, everywhere, each corner of the country? Yeah, definitely. It's I think it's a lot bigger competition than people realize. Shoprite does a great job in advertising and getting anyone who has a passion for it to enter the competition. And so if I just consider the top 10, we had there were 3 contestants that came from KZN. Think about Ulundi, meat market manager from Bloemfontein. We had people from Koa Bokkeveld, from Ceres, from Robertson. So it really is across the entire country. Yes, people from all walks of life. And I'm just thinking about, you say they're braaiing now the boerewors, but people always have a big debate about coal versus wood. Does that even come into play? Charcoal? Yeah, so I think the intent of the competition is to try get the best recipe that they can in the country. And so, I think credit to the organizer of the competition and ShopRite. They try and make it as fair as possible for all the top 10 finalists. So everybody braais on the exact same braai with the exact same equipment. They even organize professional chefs to braai for you to ensure that it's the recipe that wins rather than how well you cook it. I think at the end of the day, you still have the discretion on when to put it on the fire, when to take it off. But they make it very easy for you in that regard. And South Africans have very strict standards for what qualifies as boerewors. How much room is there then for experimenting, trying your own thing, something new? And when is it not then boerewors? So where I understand the regulations, that must have at least 90% meat, of that a maximum of 30% fat. And then you're only allowed 3 liquids to include. It's vinegar, Worcester sauce, and water. And then from a spice perspective, it must have salt, pepper, and coriander. And then normally it would include things like nutmeg and cloves. And then you have the opportunity to add herbs, but things like garlic, ginger, paprika, those are not allowed to be called a boerewors. And so you really have to be quite meticulous in the blend of that limited range
to get the right, flavor profile for your Yes. wors. And now your championship winning boerewors will be sold across the country. How does it, like from September now, how does it feel that everyone will be staring at your boerewors and thinking, wow, let me try this winning recipe? Yeah, look, I think that's, of course, the prizes for the competition are great, but I think that's the highest honor that you can get is for something that you've created to be, tasted across the country, and especially for South Africans where braai is such a popular part of our culture. You're creating happiness around a fire, people enjoying it and bringing people together. So I think that's the highest honor, and I think obviously for me personally, but also the legacy to carry from my father, everything he's taught me, to know that goes, across the entire country is a great privilege. Will you be entering next year again and maybe bettering your recipe? I have to go check the rules if I can enter. I know last year's winner was a judge this year, so if I'm a judge, then that would be great. But if not, I'd certainly consider entering. I think you've got a good foundation to work from now, and then maybe a few tweaks here and there to see how far we can go again. And then maybe you'll be a judge with other famous people. There were like famous judges, Bakkies Botha was there, and they even brought out Driekke Stripestie. Nee, how was that? That was awesome. That was a massive surprise. I don't think any of us expected it. I think like I said, the organizers tried to make it an awesome event for all the finalists, something very memorable. And so we weren't even told who was going to be there. They mentioned a few surprises. So when Driekke came out, that was super cool. Managed to get a selfie with him. And so, yeah, that was a very cool part of it. And did he taste your boerewors? I think he did, if I'm not mistaken. There was a lot of the extras to go around. So I think he must have, if he's there for the competition, obviously UFC champion of the world, I'm pretty sure he would have got the boerewors champion, a taste of the boerewors champion as well. Yeah, you're now in the same bracket. Yeah, let's hope so. And now also you've got all these big people tasting the boerewors. But what does your friends and family think? Do they also love the boerewors? Or do they maybe share sometimes a bit too honest feedback? No, I think that's the best part about it. Oftentimes your family and friends are the harshest critics, and so you're going to get the most honest feedback there, and I think that's what helps you get to the final recipe. And so I think across the board they love it, and they're probably going to get tired of it once it starts coming out, because that's certainly going to be the boerewors at every single braai. So maybe they'll get tired of it, but for now they love it. And then lastly, if you're not braaiing boerewors, what are you braaiing? So obviously I come from a Portuguese background, so we make espetada. I don't know if you ever heard of it. Yes. But it's basically sort of rump cubes on a skewer. So that is probably, after boerewors, what we braai the most frequently. That's so cool. Well, a winning combination, then some boerewors and then some espetadas. I can't wait to try it. Van 4 September af is hierdie boerewors op die rakke en ek kan nie wag om dit te gaan kry nie. Dean, thank you so much for joining us today. It was a pleasure having you here, and can't wait to try the boerewors. Awesome. Thank you for having me, and I hope you enjoy it. Yes, so bly ingeskakel want ons is nou terug met sport. Johan en Lia kuier bietjie saam met ons. Bly ingeskakel, kry vir jou 'n koffie en later gaan kuier ek ook by Bossa. So ja, onthou, 4 September gaan kry jy vir jou hierdie lekker boerewors. Ons is nou weer terug. Hierdie is inderdaad goeiemôre, good morning. Former television presenter and these days radio presenter Johan Ferreira is hitting the road to ensure that young athlete Lia van der Merwe makes it to the 2026 Kusasa Games in Zimbabwe to represent South Africa. Johan joins us now live from Paarl to share the story behind the run, and Lia is also there with him. Johan, baie dankie vir jou tyd. Lia, jy ook baie welkom. Dis so goed om sulke stories te hoor, maar Lia, kom ons begin by jou. Jy gaan probeer om in Zimbabwe uit te kom en aan die hekkies te gaan deelneem. Vertel vir ons hoe jy begin hekkies hardloop. Ek het van kleins af het ek soos begin hekkies hardloop. My pa was 'n groot hekkie atleet. So ek het van kleins af net begin hekkies hardloop saam met my sissies. En toe het ek begin die inspirasie kry om net hekkies te hardloop, want dit is my lekker, dit is my
en ek het ook 'n talent daarvoor gekry. So ja, ek hou net waarvan om hekkies te hardloop en ja, en ek het ook sprints op die stadion gedoen toe ek jonger was. En Johan, hoe het jy toe nou betrokke geraak? Johan, ek moet sê, nie is orals in Arnold, jy ken my mos al. So ja, ek dink vir my die groot ding is ek het 'n midlife crisis geslaan in Februarie. En toe besluit ek gaan nou nie 'n nuwe sportvoertuig koop nie, ek gaan tekkies koop. En toe vir die eerste keer in my lewe begin ek hardloop. Ek het al lank gedreig om op die pad te wees en 'n bietjie lang afstand te probeer en van die mooi land te sien waar ons bly. En so het met baie genade het ek nou begin hardloop en baie gewig verloor. En Lia se pa, sy naam is ook Johan en ons kom albei van Newcastle af in Noord KwaZulu-Natal en het Parel toe verhuis en toe ek bewus raak van Lia se talent en die feit dat sy gekies is vir Suid-Afrika, toe voel ek wil my hardloop gebruik om te kyk of ek kan geld insamel vir mense wat regtig sporttalent het, maar wat baie geld moet uithaal om Suid-Afrika te verteenwoordig, want die geld is nie oral beskikbaar om jong atlete spesifiek te help nie. En toe hardloop ek 30 km by die John Corasie in Kaapstad en ek besluit toe net daar, ek gaan kyk of ek kan uitreik na enige iemand op my sosiale media platforms wat wil geld skenk om dit moontlik te maak en op daai manier tussen 'n paar rand bymekaar gesit. So dit gee dit so 'n bietjie ekstra waar jy is nie net verantwoordelik vir jouself nie, maar jy's ook verantwoordelik vir iemand anders. So nou meer druk om klaar te maak as jy begin hardloop. Dis een manier om te verseker dat jy die wenpaal gaan haal, dis verseker. Lia, hoe lyk die geldinsameling op die oomblik en wat het jy nodig om in Zimbabwe uit te kom? Geef ons 'n syfer. Op die oomblik dink ek ons lyk so goed so ver, maar op die oomblik die vliegtuigkaartjies is duur, maar dis oor die algemeen. So oor die oomblik dink ek so 10 na 20,000 sal nodig wees om wat my ouers wil ook saam met my gaan om my te ondersteun, want hulle is al van kleins af saam met my deur hierdie en dit sal vir my groot voorreg wees om saam met hulle dit te kan doen. En ja, so 10 na 20,000 sal nodig wees. En Johan, waar staan julle op die oomblik? Is die ding se rug al amper gebreek? Ja, so Lia se ma Edrie het 'n back buddy veldtog begin wat beskikbaar is om na te kyk. Totaal ingesamel tot dusver staan op 15,5. So hulle het so addisionele 10 na 15,000 nog nodig. Ek het nog nie genoeg in my bene aan nie om iets verder te gaan hardloop nie. Ek moet weer sê anders het ek dit self probeer aanpak, maar die lyf het maar nog 'n bietjie rus nodig. Maar ja, ek dink wat Lia ook nie sê nou nie is haar pa was 'n baie talentvolle atleet. Hy het in KwaZulu-Natal deelgeneem. So hulle is 'n atletiek familie en ek is baie trots op hulle en dit is baie lekker om nou sien jy die kinders. Jy het saam die pa skool gegaan en die pa gesien deelneem en ewe skielik is jou kinders en sy kinders voor jou en hulle is besig om op so 'n goeie vlak te presteer. So regtig ongelooflik hoe die sirkel of hoe die wiel draai en hoe die sirkel voltooi word. Sport is net fantasties, Arnold. Dit bring jou bymekaar uit, dit verander die wêreld, dit verander dinge en jy kan deur die krag van die medium kan jy soveel bereik en soveel doen, maar jy kort natuurlik ook ondersteuning en mense wat in jou glo en saam met jou wil hande vat om iemand anders se drome waarheid te maak. Ek was lanklaas in die prinsipaal se kantoor, maar julle sit daar in die prinsipaal se kantoor by die laerskool Parel Gimnasium. Lia, as ek nou so vir Johan hoor praat en hy kom ook al 'n lang pad saam wat supersport daaraan betref en dis toe voordat die dooie seun nog siek was, is 'n baie lang tyd terug. Maar wat leer jy uit jou atletiek en wat dink jy gaan dit jou help vorentoe in jou lewe? Ek dink ek leer baie daaruit, veral ek soos uithou vermoë is vir my 'n groot ding en ek dink dat dit is een van die grootste dinge wat ek daar geleer het is om uithou vermoë te wys deur as jy dalk verloor net op te staan en weer aan te hou, want jy gaan partykeer verloor in die lewe en jy gaan dalk nie reg kry wat jy wou nie, net om aan te hou en aanhou te probeer, al is dit dalk moeilik of al is die pad dalk 'n bietjie wobbly en jy kan dalk nie reg kry wat jy wou nie. Johan, ek wil graag by jou ook hoor, jy het toe nou uiteindelik, jy was skeieregter, jy het baie sporte gespeel in jou tyd, rugby skeieregter, maar hardloop is 'n ander tipe van ding. Hoe kry jy jou kop om die afstande wat jy nou moet hardloop? Want net 'n paar weke terug het jy jou eerste halfmaraton gehardloop en toe nou so 'n naweek en 'n half terug toe hardloop jy 30. Hoe hanteer jy daai in jou kop?
Ja, Arnold, ek dink ek's 'n bietjie mal. Ek dink as 'n mens is wie ons is en jy sit voor 'n kamera en jy doen regsteeks 'n TV, daar moet iets 'n bietjie fout wees met jou want jy luister na soveel stemme in jou kop en nou as jy alleen hardloop, moet jy die stem wees in jou eie ore. Maar om jou te antwoord, ek is net baie dankbaar vir die Hemelse Vader wat vir my soveel gegee het in sport. Sport was nog altyd deel van my lewe en ek was bevoorreg genoeg om vir 10 jaar te kon uitsaai. En nou het ek 'n ander droom. Ek weet nie, die feit dat ek 30 gedoen het, ek sou nooit, as jy vir my 5 maande gelede gesê het, Johan, jy gaan 30 km hardloop, het ek vir jou gelag en vir jou gesê, is nie 'n manier nie. My groot ambisie, Annie, is Comrades. Ek gaan nou nog nie sê volgende jaar nie, want ek dink is dalk bietjie vinnig, maar voordat ek jonk was, het ek die droom gehad binne hardloop om te sê, eendag is die dag dat ek gaan aanmeld om die Comrades te hardloop. Jy ken die Comrades, jy was al baie daar gewees, maar dis ultimately nou wat ek voorwerk. Ek het kering gekry vir die Kaapstad Marathon, wat nou een van die prestige marathonne is in die wêreld, so dis volgende jaar Mei. So vir nou werk ek om die Kaapstad Marathon te kan afhandel in onder 5 ure, sodat ek 'n kwalifiseringstyd het vir Comrades. En dan, ek weet die 100ste Comrades sal fantasties wees, maar as dit nou nie vir my beskore is nie, het ek nog 'n paar jaar om te werk na iets groter as dit. En ek kan net myself sien inkom en klaar maak met die Comrades. 11 ure, 59 minute en 59 sekondes is genoeg. Ek wil dit net ervaar. So ja, dit dis die dissipline wat Lia van praat, dink ek is pertinent tot enige sport wat jy doen. So vir my om op te staan in die oggend en 'n ander taak aan te pak en die medium te gebruik vir die beterskap van jong mense en ander, ek dink almal het 'n purpose, jou why. Die koöperatiewe wêreld sê altyd, wat is jou why? So dit is my why, is om hardloop te gebruik om in ons gemeenskap dalk 'n verskil te maak. En ja, ek is nog in radio betrokke maar ek kan synig wees en die mikrofoon vir myself hou of ek kan die platform gebruik tot die beter van ander en ek kies opsie 2. Ek hoor jou. Lia, laastens, ons hoor nou Johan se doele. Wat is jou doel in Zimbabwe? Ek wil graag eerste kom en net daai blootstelling gebruik om dalk as ek eendag soos groter is, dalk Olimpiese spele te wil gaan. Dis een van my groot doele in die lewe en net om atletiek vir hierdie deel te geniet want ek het nog nooit hierdie item gehardloop nie. So ek wil net presies my limits toets en kyk of ek dit dalk in 'n vinnige tyd kan doen en dalk die eerste plek kan kry. Ek is vol vertroue dat jy die knoops daar sal deurraak, Johan. Baie dankie dat jy so groothartig is. Lia, sterkte vir jou en ons hou vir julle duim vas. Kom asseblief terug en kom praat met ons as jy daar was, want dit gebeur aan die einde van die maand, hier aan die einde van Augustus. So albei van julle, welgedaan, sterkte. Johan, gaan oefen. Nou ja, van goeiemôre, good morning af sê ons bly ingeskakel, want net hierna is daar Kuns vir die Siel en daarna het Lisa 'n draai gemaak by Bossa Castle Walk en jy weet wat hulle sê, 'n koningin het 'n kasteel nodig. Dis 10 teen en hoekom sy soontoe is, dis net hierna. Goeiemôre, ek is Nadine Vosloo en baie welkom by Kuns vir die Siel. Nou weens die feit dat ons almal blootgestel is aan die lewe, is ons almal ook blootgestel aan soms die stukkie omstandighede wat in die lewe kan voorkom. En hierdie omstandighede kan wees iets wat by die werk gebeur, 'n verhouding, iets met die kinders. En vandag gaan ek jou wys wat om te doen met daai ongemaklike omstandighede op 'n kreatiewe manier. Wat ons vandag mee gaan werk is 'n stenselpatroon, 'n natuurlike weefstof en ek gaan jou wys hoe om stukkie omstandighede uit jou lewe uit te verwyder. Ons begin deur maskeerband op ons stensel aan te wend en dit is om die stensel te laat vasklou aan ons weefstof. Nou hierdie tegniek kan aangewend word op tafeldoeke, kussingslope, lapservette, soos in my geval. Wat ek volgende gaan gebruik is 'n gomstafie vir daai taai geleenthede wat onafwendbaar is in die lewe. En ek smeer hierdie gom bo oor my stensel. So wat gebeur is die gom gaan sit in al die oop dele wat die patroon vorm op jou stensel.
wanneer daar gom oor die hele patroon aangewend is, gaan jy die volgende doen. In 'n spuitbottel gooi jy warm water en ek het die Olympic Paints kleur Dusty Olive by my water gemeng. So hy's lekker vloeibaar en die warm water maak net dat die verf lekker met die water meng. En ek spuit nou hierdie gemengde verf en water oor my taai stencil patroon. Wanneer jy klaar oor die hele stencil jou verf gespuit het, verwyder die stencil en jy spuit verder oor die hele lap, sodat hy op die ou einde van die dag so lyk. En dit is ook dan nou hoe hy lyk wanneer hy heeltemal droog geword het. Jy kan nou die volgende proses in die bad doen, of jy kan dit soos ek doen in 'n bak en dan baie warm water. Ek het kookwater hier en wat ek gaan doen is, ek gaan nou hierdie taai omstandigheid van my oppervlak af verwyder. Nou voordat ek dit doen, wil ek net die volgende sê. Ons almal maak foute, maar moenie jou kop 2 maal stel. Die eerste keer is 'n fout, maar die tweede keer is 'n keuse. En jy het beheer oor die keuses wat jy uitoefen. So iets uit dit daai verhouding is wat nie goed is vir jou nie, of 'n omstandigheid in jou lewe wat nie vir jou goed is nie, verwyder dit. Jy is verantwoordelik vir die geluk in jou lewe. So kom ons verwyder hierdie taai en wat nou gebeur? Die gom was heeltemal af van jou oppervlak af. Jy het heel wat warm water nodig. Ek gaan 'n klein stukkie hier demonstreer en dan wys hoe die eindresultaat lyk. So daar kan jy nou sien is die taai verwyder en wanneer my hele lapservet of kussingsloop of tafeldoek dan nou klaar is dit jou eindresultaat. So hier is waar ons met een kleur gewerk het en hier is waar ons met meer as een kleur gewerk het. So die boodskap vir vandag is, kies, wys en laat gesonde keuses vandag begin. Bossa word beskryf as die perfekte plek om na 'n lang dag by die kantoor te ontspan, 'n verjaarsdag in styl te vier, 'n watertandmaaltyd te geniet of aan 'n skemerkelkie te teeg terwyl die son op 'n warm somersaand sak. Met 33 takke landwyd voorsien Bossa al jou eet- en kuierbehoeftes. Goeiemôre, good morning het vanoggend bietjie by Bossa Castle Walk kom kuier om te sien wat hier aangaan. En ons het egter nie alleen kom kuier nie, Elof het saam met ons 'n draai kom maak. Ek gesels nou so 'n bietjie met Matt van Bossa Castle Walk en natuurlik met Elof. Elof, jy kuier bietjie hierdie week by ons op Goeiemôre, good morning. Om te gesels oor jou nuwe enkelsnit eie smaak. Ja, ek sien verskriklik baie uit. Ek moet sê dis my en Rieke se eerste collab alleen saam. Ek dink die mense gaan dit like. Wel, ek kan nie wag nie. Tot duim En vas. jy gaan nou jou eie smaak ook hier toepas om 'n Ja. burger te kies. Moet try. Maar ons is veral hier oor die burgers hier by Bossa Castle Walk wat op Maandag 'n lekker special is. Vertel ons bietjie meer van dit. So hier by Bossa Castle Walk, elke liewe maandag van 11:00 af tot en met ons toemaak, het ons 'n burger special. So enige een van ons burgers, behalwe die Baconator Devastator vir net R95 en hy kom standaard met chips en onion rings. Al ons beef burgers is AAA graad beef burger patties, maar hulle is ook available in 'n grilled of crumb chicken option. Ja, my mond water sommer nou. En al weet jy al 'n bietjie wat jy gaan bestel. Nie idee nie. Maar Okay, Maar dis ek- okay. ek is nou skieurig om te sien wat op 'n menu aangaan. Wel, ek dink gaan kies daar vir Kom jou, ek jou kyk eie maar. smaaklike burger. Kom ek En kyk. dan sal ons jou nou weer join om te sien wat jy gekies het. Ian, jy is die bemarkingsbestuurder van die hele Bossa groep. Wat maak Bossa so spesiaal? Wat ons 'n bietjie uniek maak van ander restaurante is die feit dat ons cater vir almal. Ons is 'n familie georiënteerde restaurant. Ons slogan is #GoodTimes4Life en ek dink dit
vorm deel van ons ethos en waar ons onsself posisioneer. Ons het nou al lekker gevestig oor die hele Suid-Afrika, Namibië ook. Worldwide. Ja, Bossa Worldwide. Jy het ook nou genoem dat die Bossa familie so bietjie uitbrei. Vertel my meer van die nuwe takke wat ons kan verwag. Yes, ons het 'n paar lekker planne. Midstream, julle kan ons binnekort verwag. En dan kyk ons ook na ander provinsies in Suid-Afrika. Ons sien uit om die hele land Good times te Bossa. gee. Ja. Enof, jou burger is voor jou. Ek sien. Wat het jy bestel? Vertel vir my. Ek het vir ons 'n chili cheese torpedo bestel met 'n crumb chicken patty. Elsa, eet bietjie. Eet jy lekker? Eet net Lekker of mooi. lekker? Hoeveel uit 10 uit? 9,5. Ja, wat sou my laaste half gegee het? As daar nog geen was. Okay, great. Geniet jou burger. Dankie. Geniet jou dag. Ek gaan in vrede nou weet. Dankie Bossa Castle Wolf. Dankie Bossa Castle Wolf. Kenny, you are the owner of Bossa Castle Walk. Tell me what makes this Bossa so special? Well, Lisa, let's start with this beautiful bar. We've got all-day promos, beers, brandies, right through to cocktails, every single day, obviously in the legal limits. And then, of course, that's our family side. So we're a family restaurant with a bar, double-edged sword. And I also see there's a lot of TVs here playing some sports. That's right, Lisa. We're a wonderful venue for rugby, F1, right here at Bossa Castle Walk. Ek moet sê, dit was nou 'n heerlike kuier. Ek sal beslis weer hier kom inloer en kom ook julle ook gerus te draai. Kom ek gaan kyk of Elof darm vir my 'n stukkie oorgelos het. Lekker man, lekker. Elof is terug met 'n splinter nuwe enkelsnit en die keer span hy weer kragte saam met Rikus Nel vir eie smaak. My vriend, Goeienaand. smaakvol sit jy weer hier vanmôre. Goeiemôre, gaan dit lekker? Baie goed en jy? Baie lekker man. Dit is so lekker om jou te sien. Vertel vir my van eie smaak. Ja. Nee, ek is excited. Ek dink dit gaan 'n baie lekker song wees. Ek hoop dit doen goed. Ek het hom geskryf actually op hoërskool. Regtig? Ja. Ek het 'n matriek toe skryf ek eie smaak, maar dit was nie eers eie smaak nie. Dit was die liedjie se naam was Kampvuur Vergader. En hy het glad nie gegaan soos hy nou gaan nie. So jy het 'n bietjie geskaaf intussen Ja. of is dit Elof wat groot geword het, meer volwasse geraak? Ek dink dit was maar dit. Toe revisit ek die ding en sê, weet jy wat, hy het potensiaal. Ja. Kom ons spuit maar vir hom bietjie in met bietjie ander goedjies. Ja. Soos wat jy nou 'n goeie heel skaap op die spit nou ons maar sal inspuit met allerlei lekker goedjies, speserye garlic en dinge. Weer eens vir jou 'n maklike keuse gewees of 'n lekker keuse om aan Rikus se deur te klop en te sê kom ons doen 'n ding saam of hoe dit gebeur? Ja, ek moet met jou eerlik wees. Ek en Rikus kom baie goed oor die weg Ja. en dit is altyd sulke blessing om saam met jou pelle te kan 'n song uitbring. Verstaan so en ook ons markte. Ek dink ons markte kan nogals mooi trou. Ja. So ek is happy waar ons geëindig het. Ja. Baie happy en die song se konsep gaan maar oor elke ou wat nou mos maar anders te dink of voel oor ietsie. Ja. So elke ou het sy eie smaak as dit nou met vroumense is. Ja. Of met kos is, maar ons stem nou saam op hierdie een spesifieke tipe dame. Ja. Wat nou ons altyd se smaak is. Iewers is daar 'n lyntjie wat deurgaan Middeweg, ja. en vir almal maar half dieselfde ding voel. Exactly. Was dit ook maklik en lekker om weer saam met Rikus te werk vir jou? Ja, ag dit is so maklik. Ek moet vir jou sê dit is hy rekord by sy studio, ek rekord by my studio. Ons sien mekaar nie eers voordat die song uitkom in die studio nie. Ons sien mekaar uit met die music video, maar hoe lekker is die moderne tegnologie ook? Ja, dit is belaglik, maar ook ons deel dieselfde, as ek nou kan sê, vision. Yes. So ons weet presies wat ons albei wil hê uit die liedjie uit en ja, so op dieselfde bladsy. En het jy op 'n stadium toe jy nou 'n bietjie van wat hy gedoen het in die studio hoor en so dalk gevoel, hier's die oomblik, hierdie song gaan werk, mense gaan dit like. Ja, ek moet sê toe ek bietjie om oorgeskryf het en met die sê goedjies en die wat, toe dink ek myself,
hierdie is 'n lekker song. Ja. Want elke sin is 'n ding op sy eie. En ek meen 'n ou kom ook nou maar agter soos wat 'n ou mos toer en die publiek leer ken en jou ondersteuningsnetwerk begin verstaan. Dan kom jy agter nie maar mense gaan hou van hierdie. Ja, jy weet amper wat werk maar wat nie werk. Ja. En op die einde dan gooi jy maar net die lyn in die visies gaan by. Dis letterlik die musiekindustrie. Jy gooi 'n klip in die bos en hoop maar daar kom iets uit. Ja. Hoor jy, en as ons nou praat van eie smaak, Elof het seker ook sy eie unieke smaak met sekere goedjies. Of is daar maar, val jy ook maar net in, jy weet, as jy nou dalk 'n gasheer kry of so by 'n show wat vir jou ietsie voorsit vir aandete of so, is daar van die goedjies waarvan jy nie hou nie, dat jy eerder een kant toe skuif? Ek is nie van famous nie, ek sal chicken livers eet, maar nie beeslewer of aanlewer of wildlewer nie. Ek het nou die dag nogals 'n baie erge experience gehad. Ek het chicken livers bestel, maar toe is daar galblaas nog. O, genigtig. Toe eet ek die galblaas. O, genigtig, toe is jy seker afgesit. Horrible. Ja. Of daai een keer wat jy dalk 'n stukkie afval eet, en terwyl jy so kou en jy dink is 'n seunetjie, dan is nog 'n stukkie wol wat so en dis nou veral lekker vir almal van julle wat nou ingeskakel is en dalk 'n ontbytjie gaan eet en 'n lekker toebroodjie as jy daai ietsie kou. Ja, dis 'n lekker tomatie. Hoor hierso en vertel vir my 'n bietjie die musiekvideo. Dit lyk of dit ook baie pret was. Dit lyk of julle regtig net 'n kuier gereël het. Dis basies wat dit was. So ons het gesê ons gaan vir 'n 90s team. Ons gaan die 95 wêreldbeker uitsaai op die radio. Ons gaan dit luister en ons gaan actually net 'n lekker braai hou en wat daar uitkom gebeur net, verstaan? En bring die instrumente saam. Is nou nie dromme saamgevat nie, maar ons het 'n drummer daar gehad. So maar ja, dit het net lekker uitgekom. En dit wat ek op die rooster gesien het, die oepsies, die wors, wat koop jy as jy braai? Is dit maar dit, plankiesteak? As ek braai koop ek verseker 'n plankiesteak en oepsies. Ja. Maar ek hou nie daarvan om kos op te sit en te skep en goed nie. So ek sal 'n plankiesteak braai om opsny, oepsies op 'n groot plankie sit. Jy eet ook so half van die rooster. Ek sal 8 braaibroodjies maak en dit opsny en dan kan jy eet soos jy wil deur die loop van die aand. En as dit klaar is, dan maak ons maar net weer die rooster vol. Ja, jy maak die rooster, jy hou hom warm en dan as jy 'n stukkie steak soek en as hy warm genoeg is, gooi hom weer daarop. Right, wanneer gaan ons braai? Nee, net wanneer jy wil. Hierna. Alright, maar ek het gou net so 'n paar vragies net om 'n bietjie agter te kom waar lê jou smaak, Elof. So jy moet nou net antwoord. Bel jy of stuur jy 'n voice note? Bel. Right. Luister jy radio of wou jy daarvan om jou eie playlist te maak en te luister? Eie playlist, my mixtape. So eerder weer terug na die verlede of wil jy vas staan om te kyk hoe die toekoms gaan uitdraai? Verlede. Ek het gesien, die video het nogal weggegee. As jy moet kies en jy moet een van hierdie sintuie verloor, wat sê jy wil verloor? Of prys gee? Smaak of reuk? Om te verloor? Ja, as jy dit moet prys gee, dan moet sê okay. Reuk. Maar as jy jou reuk verloor, gaan jy smaak nie saam met dit nie. Jy sien hierdie is een van daai catch-22 vrae. Okay, volgende een. Wat is die kossoort wat jy nooit sal opgee nie? Pizza. Enige een. Of potjie. Okay. En dan Coke Zero of volroom Coke soos julle dit genoem het? Coke Zero. En met daai ene sê ek vir baie dankie dat jy kom inloer het, my vriend, en baie geluk ook met hierdie lekker song. Ons sien uit. Baie dankie, ek waardeer dit. Dit was Elof en dit was ons kuiertjie vir vanoggend. Baie dankie dat jy saam met ons gekuier het en ingeskakel was. Ons is weer terug klokslag hier op Via elke oggend 6:00. Van my tot môre. Bye.